en amen. Halleluja. Prys die Here elke tyd. Dan is dit kan opstres. Ja. As hy baie welkom vanoggend hier so by Elrooi gemeente, waar ons ook op die lig is. En ja, waar ons vanoggend 'n amazing diens gaan hê. Kan al reeds voel, die Here wil graag beweeg en die Here wil met elkeen van ons harte praat. Sy Gees is al redelik besig vanoggend, die hele oggend met my. En ek kan net vir jou sê, dit is awesome. As ons net kan besef hoe werklik die Here regtig is. Ek wil nie nou my preek gaan nie, maar kom ons begin eers met 'n gebed. Eer aan die Here eerste, want hy is 'n lewendige God. Here Vader. Ons kan net vanoggend voor die troon van genade wees. To receive mercy and grace. Here, U wat onbeskryflik is, U wat groot is, U wat magtig is. Here, ons wil U die lof bring vanoggend van ons harte af. Ons wil dit gee uit die diepte van ons mensweesheid. Ons wil dit aan U bring, o Here. Here, ons wil U naam groot maak. Here, ons wil die wêreld vertel what an amazing God you are. En Here, en hoe werklik U is. Here, ons kan dit vanoggend juig in U grootheid, in U magtigheid en in U heerlikheid. Here, dankie vir U wat God is. Dankie vir U seun Jesus, wat vir ons gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die dood en ook opgevaar het, wat aan die regterhand van U sit. Dankie Vader. Dankie dat ons ook die belofte kan kry van die Heilige Gees. Here, waar ons vanoggend die Heilige Gees verwelkom in ons midde. Here, waar ons een met die Vader wil wees, een met die Seun en een met die Heilige Gees. Here Vader, word in hierdie uur verheerlik. Word verheerlik, Here, wat U Jesus self het ons geleer, dat U die lewendige God is, die almagtige God is, by wie alle dinge moontlik is, in Jesus naam. Prys die Here. Amen, en amen, en amen. En dankie ook vir julle wat al reeds geskakel is, julle wat nog gaan inskakel, dit oor julle wat nog gaan oorweeg om in te skakel, julle wat nog volgende week sal inskakel, sê nou welkom aan julle. So ja, ons gaan 'n wonderlike diens hê, soos ek reeds ervaar in my gees, en ek kan net vir jou sê, God is goed. En ja, die tannie staan gereed, sy staan met die mic in die hand, sy sê vir my, ek moet klaar kry. Yes, so ja, dis oor en aan nou. Sy gaan eers met ons praat. Goeiemôre aan julle en welkom saam met ons. Ons gaan net 'n woord vir die voorhou vanmôre in Jesaja 55 vanaf vers 8. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde weer vochtig en maak dat dit voortbring en uitspreid en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. Jy weet, dit is my so kosbaar hierdie stukkie dat ons almal stel ons budget op, ons ken daai storie van 'n pen en 'n papier, en alles wat ek moet betaal die maand, en alles wat ek moet doen hierdie maand,
En wanneer jou salaris inkom, pensionaris is selfs wanneer hulle pensioen inkom, dan sien hulle, dit wat hulle nou eintlik gekry het, gaan nie naaste by daai budget uitkom nie. Hy gaan nie. Maar dis vir my so kosbare skrif hierdie waar hy sê, julle gedagtes is nie my gedagtes nie. Dis ons gedagtes om daai sekere bedrag geld, wat ons verdien, in al ons goed moet omsit. En dan begin ons nou heel eerste, moes maar by die huis en die water en ligte, en dan gaan ons maar so af van die lys af, en die belangrikste goed is eerste. En toe ek die stuk gedeelte lees waar hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Toe besef ek net weer opnuut, die Here kyk, hoe stel jy jou budget op. Vir party mense is dit oors genoeg om na 'n kerk toe te gaan en na diens te luister, wat 100% reg is, jy is heeltemal binne die wil en die leiding van die Here. Maar ek wil jou vanmôre 'n uitdaging stel, om jou budget vir die Here te gee. En te kan sien hoe hy dit vir jou gaan laat klop. Met ander woorde, jy in plaas van jou huis en jou waterligte en daai storie so skryf jy eers God se werk, dan die huis, dan die waterligte, dan die kos, dan die kinders. Ons kom ons maar so af op die lys. As jy hierdie middel kom, dan gaan jy al sien, ek kan nou nie hierdie goed betaal nie. Maar omdat jy gehoorsaam was, op God vertrou het, en sy werk eerste gestel het, nie laaste nie, jy het sy naam eerste op jou budgetlys gesit, het hy gesê, my budgetlys is baie hoër as joune. My denke wat ek jou wil seën, is baie hoër as wat jou denke is. En weet jy wat, aan die einde van daai maand, gaan jy sien hoe jou denke, jou eintlik gekniehalter het jou hele lewe deur. Ons leer so baie dinge by die Here, en dan soos die Here kom stuur hierdie leerskool gevat, en dan daai leerskool, maar pas ons dit regtig toe in die lewe? Nee, ons wil dit vir ander mense leer, maar ons pas dit nie self toe nie. Dit is hoekom ek vanmôre vir julle wil sê, kry hierdie skrif sê, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë. En ek wil die vraag, waar het die Here jou geroep? Weet jy? Weet jy wat is jou standplek in die Here se dag? Weet jy wat hy vir jou wil gee? As ons dit oplaai na die hoofstuk 57, dan sê hy, my werk sal nooit ledig terugkom nie. Dit sal nie, dit kan nie leeg teruggaan na die Here toe nie. Hy het dit gegee, en hy sal dit voleindig. Sy beplanning is nooit 'n leer beplanning nie. Sy beplanning is nooit iets wat nie sal plaasvind nie. Verseker, gaan hy nie vir ons 'n leer vertel nie. Verseker gaan hy nie sê, ek is so goed en so goed en so goed, en wanneer jy jou volle hoop op hom plaas, dan is hy nou nie daar nie. Nee mense, dit is verseker 'n groot put, leenput in die hel uit. Want dit kan nie gebeur nie. Ons aanbid die koning van die konings, en dis hy wat ons deur daar. En ek wil julle regtig vandag bemoedig, en ek wil vir julle sê, kry God in die oog. Kry die werk van die Here in die oog. Daar is so baie dinge, wat jy as mens vir die Here kan doen in 'n kerk, in sy gebied, maar jy dink jy is nie goed genoeg nie. Jy is 'n kosbare juweel vir die Here. Dankie Jesus vir die tyd wat U vir ons gegee het. Ons wil U loof, ons wil U eer en ons wil U prys. Here, dankie vir elkeen wat by hierdie bediening staan, wat nooit gesê het dat ons kan nie saai nie, wat nooit gesê het ons gaan nie saai nie, maar wat gesê het my deel gaan na die akker toe waar die Here vir my aangewys het. En ek weet hulle is geseënd, Here, want ons seën hulle daagliks met die seëninge van God uit die hemele uit. Nie ons menslike seëninge nie. Nee, want ons menslike seëninge het 'n beperking, het 'n menslike beperking op. Maar my God se seëninge, sê hy hier in Jesaja 55, sy weë is hoër as ons sinne.
en ons wil hulle seën. Here, en hulle wat nog nie gee nie, hulle wat nog nie hulle volle vertroue op U kan plaas nie, wil ek vanmôre vir U vra. Wys hulle die pad wat U hulle gedra het. Daar waar hulle moedeloos was, daar waar hulle magteloos was, daar niemand hulle kon help nie, maar die Here het hulle gehelp. Die Here het hulle deurgedra. En hy het daai bietjie, het hy baie gemaak, Here. En dit was altyd, en is ook nog altyd, my lese en my gebede. Wanneer ek begin iets antwoord, dan sê ek, Here, hierdie geld is te min vir dit wat ek moet doen. Maar in U naam vra ek, dat hierdie hele lys goed wat ek hier neergeskryf het, sal ek wel antwoord, want my Vader in die hemel sal dat die goed wat ek nodig het hierdie maand, alles op 'n special wees. My God se wees hoor is joune en myne. Kom ons vertrou en ons gaan sien wat hy vir ons doen. Seën elkeen, Here, want hulle weer voorspoedig. Here, sluit 'n nuwe generasie met 'n nuwe lied in hulle hart. Die deurbraak in hierdie land is so naby. Die uitstorting van U Gees het ek al gisterand gewaar en begin, Here. En ek wil U vra dat U dit sal voleindig, want U woord sê, wat U begin, sal U nie ontklaar laat nie, U sal dit voleindig. Seën elkeen in hierdie week, is my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Halleluja. Ja, prys die Here. Ek moet nou net vinnig gaan na my kry, en my was pap. So ja, prys die Here, want hy is goed. Glory to Hallelujah. Net nou een afsit, dat is prys die Here. Okay, kom ons gaan die Here loof en prys vanoggend. Hy het die diepte van ons hart. Kom ons die Here laat kom. So kom saam vanoggend. Sing saam, ek weet almal ken die songs man, sing 'n bietjie saam, prys die Here. For me,
stil wees nie, en ek kan ook nie stil sit nie. Ek wil vanoggend jubel, ek wil duig met die Here, ek wil eet met die Here weer. So ek wil vanoggend sê, ek weet nie wat jou probleem is, ek weet nie wat in jou, wat jou weerhou om nie God aanbid nie. Maar sit al die dinge aan een kant, dien die Here met 'n opregte hart, kom voor sy aangesig, loop en prys hom, want ons kom in sy teenwoordigheid. Hy is die heilige God, hy is die almagtige Een. Want ons kyk te veel in onsself vas, want it's me and I. Hou op, laat ons kyk in onsself vas. O, maar ek voel 'n bietjie, die Here is lief vir jou man. Kom, loop die Here saam met my. Kom, loop die Here vanoggend. Dien die Here met opregte hart. Dien hom. Wat ons sê, we offer unto him the sacrifices of praise. Bedoel ons dit? Meen ons dit? Is dit werklik van ons hart af? Of is dit maar nou net 'n liedjie wat ons sing omdat die woorde op die TV is? Nee, dis 'n werklikheid, ons bring dit aan die Here man. Kom ons gaan, ek kan so klaar voel, die gees van die Here rond beweeg. Halleluja, prys die Here. Prys die Here vol. Gloria, halleluja. Ons kan net die Here nie. Ek kan net volgende sê. Die Here is goed. My broer, my suster, die Here is goed. En ons kan die volgende stond op. Dan sê, dan maak jy nou op. Kom hy maak my dinge die Here nie. Ek net hier so stop.
Baie gaan sê ja, wag vir die boodskap. Wag vir die boodskap. Ons moet 2 keer dink voordat ons daai gaan antwoord. Prys die naam van die Here. Laat hy my toevlug is. Prys die Here. Halleluja. Jesus.
die Here. Hallelujah. I love you, Lord. I love you. I love you. I want to worship you. I want to praise you. I want to glorify your name. Lord, I want to lift up your name. Apple eye, Lord. Lord, you are the only God. Ek het so nie opgemaak, ekskuus. Prys Here, is dit nou al gehad? Ekskuus man, prys die Here, so getouch hierso. On
wysheid. Dankie Here dat U God is. Dankie Here dat ons vanoggend in U teenwoordigheid is. Dankie dat ons weet, Here, U is ons antwoord. Dankie Here dat ek vanoggend kan kom, o Here, in die wonderlike naam van Jesus. Here, dankie dat ek weet, U is 'n King of glory. Here, daarom Here, buig ek my knie vanoggend voor die Almag. Here, U wat die lewendige Jesus is. U wat die lewendige God Abba Vader is. U wat die lewendige Heilige Gees is. Welkom in ons midde. Here, praat vanoggend met ons mense harte, Here. Here, praat met ons en geestelike autoriteit in Jesus naam. In die wonderlike naam van Jesus. O Here, kom vanoggend. Ja, Here. Kom vanoggend. Here, selfs hulle wat ingeskakel is. Hulle wat nog na hierdie boodskap gaan luister. Here, bid ek vanoggend, Here. In Jesus naam. Ek bid o Here, dat U harte sal aanraak. Here, ek bid vanoggend, Here. In Jesus naam, Here. Dat elkeen wat vanoggend ingeskakel is, Here, dat elkeen wat luister na hierdie boodskap, laat hulle vanoggend die woord van God sal ervaar soos hulle dit nog nooit ervaar het. Laat hulle die Heilige Gees vanoggend wat lewendig is, sal aanvaar, Here. Here, en dat die Heilige Gees in hulle harte sal werk. Here, dat die lewendige Jesus, wat uit die dood het opgestaan het, vanoggend, Here, o Here, laat U sal manifesteer in ons huise, in ons harte, in ons menswees. Here, Vader, U wat die lewendige God is, Here, laat alles wat asem U loof en prys. Glory to be you, my Lord. Blessed are the name of the Lord Most High. Amen and amen and amen. Hallelujah. Dit is so lekker vanoggend in die teenwoordigheid van die Here. Maar met dieselfde asem moet ek vir jou sê, toe die Here vanoggend my praat en hy deel met my die boodskap, was die woorde van die Here nie sag gewees nie. Die Here het nie geskree nie, maar hy was baie ernstig. Die Vader was baie ernstig. En hy het vir my gesê, gaan vertel my kinders. Gaan vertel my kinders. En die Here het dit vir die derde keer gesê, gaan vertel my kinders. Hulle gaan dit nie maak. En ja, en die Here is baie ernstig daaroor en hy vat my terug na die skrifte toe. En hy sê vir my, jy sal begin met die skrif wat hy laasweek vir my gegee het, waarmee ek afgesluit het, Deuteronomium. Prys die Here, Deuteronomium 23. En mense, hier is baie ernstig, hoor. Voordat ek aangaan, voordat ek hier kom met Deuteronomium, nou praat ek met die Christene ook. So, die Here het my gewys, ons noem ons self Christene, maar ons is so stene. Ons harte is so stene. Want ons het almal ons soetkuis gepak, ons is op pad hemel toe. Ons het almal ons mind opgemaak, ons is op pad hemel toe. Maar niemand het geluister na die woord van verlede week nie. Toe die Here ernstig gepraat het met ons nie.
En dit het my tot stilstand geruk. En hierdie hele week het die Here laat ek na boodskappe luister van mense, telefoonoproepe, laat ek mense se reaksies kon luister, laat ek geselskappe van mense kon luister, kinders van die Here se maniere kon na luister, en almal is op pad hemel toe. Niemand waar jy op by verkeerd doen of by God of by sondag nie, want hy is op pad hemel toe. Sy hart is so hard soos 'n klip, God kan niks doen. Want hulle is almal op pad hemel toe, hulle wil nie na die woord van God luister. Vanoggend wil ek vir jou sê, jy beter tot stilstand kom. Jy beter voor die almagtige God, die lewendige God van hemel en aarde, vanoggend begin luister na die woord. Jy sal moet begin reageer op God se stem. Jy sal moet begin reageer, want hy is 'n lewendige God. Hier is 'n waarskuwing in hierdie boodskap. Want die woord het laasweek uitgegaan en hy het gesê, Deuteronomium 23 vers 14, want die Here jou God wandel in die middel van jou laag. Die Here is in ons midde. En wie gee ag? Families skree op mekaar. Daar's 'n bekleierery. Paar weke terug het die Here gesê die grootste bekleierery in die familie is oor geld. En niemand gee ag nie, maar hulle is dik, hulle is opgeblaas en hulle staan voor die Here. Die Here wys en hy het gewaarsku die families gaan ten gronde. Maar die een wil die ander nie vergewe, die een wil so hard wees, en dan wil hy sê, Here, over to you. Alles na u toe, Here, ons keer dit vandag na u. Maar as jy klaar gebid het, dan sê jy, Here, wacht net so 'n bietjie, ek wil net terugvat, ek wil hom net 'n piece op my mind gee. As hulle hier voor my staan, dan wil ek hulle fortune vertel. So ek wil jou nou vandag vra, wil jy hê God moet jou help, of wil jy God se werk doen? So besluit nou, want jy is op pad hemel toe. Besluit jy nou, of jy God se werk wil doen, of jy net die hele tyd God se hand uit gaan vat, want elke keer as die Here nou beplan dat hy hulle wil help om daai geld vir jou terug te gee, en hy wil vir jou 'n plan maak sodat hulle ook kan vorentoe gaan, dan interfereer jy. Want dan wil jy jou fortune vertel, jy wil jou dikbek gaan opblaas en jou emosies, maar jy's op pad hemel toe. En dit is nie die kinders van die Here, gaan nie so aan nie. Hulle weier om mekaar te vergewe. Nou as jy dan weier, dan moet ek vanoggend vir jou sê, die Here het vir jou vanoggend hierso, het hy vanoggend sy gees gesom. Hy self is die teenwoordig, en die lewendige Jesus is die teenwoordig. Want hierdie gaan teen jou tel in die hemel, omdat jy nie wil ag gee nie, omdat jy eie wys is, eie slim is, jouself regverdig. Jesus se woorde aan ons was, hy het ons mooi geleer, soek eers die koninkryk en God se geregtigheid. Maar nee, ons wil die geregtigheid doen. Ons wil elkeen wys, ons wil dit doen, en dan wil ons nie vergewe nie. En as ons daai persoon sien, dan het ons so gras, ons naels groei, ons kry so grin in ons wil hulle knyp, ons wil hulle seermaak. Maar ons is kinders van die Here, ons is op pad hemel toe. Die waarheid is, ons gaan hel toe. Want kinders van die Here doen nie sulke dinge. As die Here nou moet kom, gaan die kinders van die Here nie kan saamgaan. Dan het ons 'n probleem. As die King of Glory nou besluit hy kom, is die helse deure oop.
Want hy het ons gewaarsku, daar gaan 'n kners van tande wees. Hy het ons gewaarsku, en daai dag sal elkeen rekenskap gee. Hy het ons gewaarsku. Mense, en God is ernstig hieroor. En die Here het my gesê, begin met daai vers. En die vers gaan verder, en hy sê vir jou uitdruklik. Luister na Deuteronomium, maar hy gaan nog verder. Hy sê, God is in jou midde, in jou laag, om jou te red. God is in ons midde. Hy het Jesus gestuur. Hy het Jesus aan die kruis gestuur vir vergifnis. Ja, maar hulle steel my geld. En hulle het dit aan my gedoen en dit aan my gedoen. Wat het jy aan Jesus gedoen? Ja, maar ek lewe nou heilig. Ek dien nou die Here. Ek vra, maar nou nie skyn heilig wees. Vra, wat het jy aan Jesus gedoen? Hy was aan die kruis vir jou. Daai lewendige Jesus wat uit die dood uit opgestaan, was aan die kruis. Jy het hom hoeveel keer verwerp? Jy het hom hoeveel keer het jy hom geminag? Hoeveel keer het jy gememoreer? Hoeveel keer het jy gemin? Gekring? En dan ben jy jouself regverdig hier voor God. Wat die almagtige God is. Maar God is hier om ons te red. Hy het Jesus gestuur om aan die kruis te sterf vir ons sondes, om ons te vergewe. Om ons te vergewe. Dan sê Johannes hier vir ons, hy gaan nou weer terug na Deuteronomium toe. Johannes 20 vers 23. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En daar's val ons, want ons hou dit. Ons hou dit, want as hy persoon hier inkom wat jou seer gemaak, as hy persoon hier inkom wat jou te nagekom, as hy persoon hier inkom, dan hou jy dit. Jy skielik verander jou gesindheid van 'n koningskind na 'n heks. En Jesus het aan die kruis gesterf, sodat jy die heks kan begrawe, maar jy bly die heks uithaal. Jy bly die heks uithaal. Die moment as jy die persoon sien, wat jou te nagekom het. En hoeveel keer maak jy Jesus seer? Maar ons is op pad hemel toe, die woord van jou sê, as jy hulle nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe. Hulle sondes is gehou in jou. So, ek vra jou nou, wat gaan gebeur as Jesus nou moet 'n besluit uitkom? Dan staan al ons kinders, al die kinders van die Here, gaan help. Om rede hulle nie wil vergewe nie. Ons vergewe Here, maar ons kan nie vergeet nie. So jy het nog nooit vergewe nie. Jy lieg. Jy hou aan. Daar dink, ja, jy weet, hulle het my so seer gemaak, hulle het so ingedoen, hulle het my so. Dis nie vergifnis nie. Dis nie vergifnis nie. Vergifnis is wanneer jou broer jou vryspreek. Totaal en al. Jou suster jou totaal en al vryspreek. As hy persoon inkom en jy vreugde in jou hart, jy blydskap in jou hart. Want jy weet, daai persoon het saam met jou in die hemel ingaan. Die Here soek die twee dikbek mense in die hemel. Daarvoor is die hel gemaak. Want hulle blaas op soos brulpas. Kom ons gaan verder in Deuteronomium. Om jou te red. Dan sê die Here, jou vyande aan jou oor te gee. Hy gaan ook jou vyande aan jou oor gee. Ja, as jy nie luister. Maar die woord gaan nog verder. En hy sê, daarom moet jy jou laar heilig wees. So,
Jy moet heilig voor die Here wees. Maar ons as Christene is nie heilig voor die Here. Ons is skynheilig voor die Here. Hier voor die mense is ons heilig, want ons lewe heilig. Want hierso praat ons Jesus dinge, hier praat ons die woord, hier praat ons. Maar hier in jou hart is heeltemal 'n ander storie. Die een wat jy moes begrawe het, is nog steeds daar. Die een met die lang naels is nog steeds daar. Die een wat die daai kan hanteer, die wat daai se oor wil uitgrou, is nog steeds daar in jou hart. Nou vra ek vir jou, hoe moet jy vergifnis kry? Hoe het jy vergifnis kry as jy dan nie kan vergeef? Want die woord sê uitdruklik, jy hou hulle sondes, en dan jou sondes ook gehou. So ek vra nou vir jou, asseblief, Jesus spreek, en die Here wat lewendig is, het dit vir my gesê, Jesus Christus, die lewendige God, die Seun van die lewendige, die Lam van God, hy het gekom, mense, hy het gekom, God het hom gestuur, die Vader het hom gestuur, en mense het hom verwerp, mense het hom geminag, mense het hom gespoeg, mense het, maar weet jy wat? Deur dit alles, het hy jou nog lief. Maar, deur al jou dinge, het jy daai persoon nie lief nie. Want hy het jou te nagekom. Hy het jou ingedoen. Hy het van jou besteel. Maar Jesus het in midde van alles die jou vergewe. Maar in midde van alles het jy niks vergewe. Dan groei die naels langer. Kom ons gaan verder. Die volgende skrif wat die Here my gegee het vanoggend, nou aan Deuteronomium, was Matteus 15:16. En dit was awesome geweest toe ek sien dat Jesus dit gespreek het, en ek het 'n hoeveel keer die Bybel raak gelees, ek het nooit ag gegee op daai woorde nie. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, luister wat sê die woord, die lewendige woord. Dis nie net 'n woord nie, dis 'n lewendige woord. Hoofstuk 15, vers 16. O, Here. Maar Jesus, hy begin, maar Jesus sê, dis waarmee my Bybel begin, is in 53 vertaal, 53 vertaal. Hy sê, maar Jesus sê, is julle ook sonder verstand? So my broer, my suster, Christene, kinders van die Here, is julle dan sonder verstand? Dat julle mekaar nie wil vergewe. Dat julle van God se seun 'n playground maak. Is julle sonder verstand om te weet as julle nie vergewe nie, dat julle self, julle eie sondes nie vergewe is. Is julle dan sonder verstand om te weet jy gaan nou hel toe in plaas van hemel toe? Is jy dan sonder verstand? Want Jesus self het gesê, nie net Paulus nie, laasweek het ek weer gesê, Paulus het reg en hom nou uithaal. Paulus het dit ook gesê, is jy dan sonder verstand om te dink, jy daag God uit. Jy tart God, om nie na sy woord te luister nie. Sy woord is lewendig, hy skerper as 'n tweesnydende swaard, hy sny vanoggend, hy sny vanoggend in die harte van die mense, ek kan voel, hoe sny die gees vanoggend, deur die hart van die mense, ek kan voel, hoe gaan dit deur die bene, ek kan voel, dat die mense wat my wil sê, pas voor, shut up net, bly net stil. Maar broer, my suster, ek sal nie stil bly nie. Want jy sien my God nie. My God het hierdie afspraak met jou vanoggend. My God wil jou siel red. My God wil hê, jy moet in die koninkryk van die hemel inkom. My God wil hê, jy moet vanoggend jou
jou sondes neerlê by sy voete en sê, Vader, vergewe my. Die woord sê, God red. Die woord het nou uitgegaan. Hy sê, gaan vertel die koms van Jesus en sy glorie gaan kom. Gaan vertel die mense, die koms van die Here is op pad. Maar, die kinders van die Here is nie op pad hemel toe. Jou tas is gepak op pad hel toe. Omdat ons nie kan vergewe nie. Omdat ons die een, nie die ander raak sien. Ons wil net ons pyn raak sien, ons wil net ons verdriet raak sien, ons wil net sien dat ons nagekom is, ons wil net sien dat dit ons harte is wat gesteer is. Maar jy skeer homself verder. Plaas dat jy net stop en jy is en terugdraai na God toe, gaan jy aan. Plaas dat jy net vryspreek, gaan jy aan. Plaas dat jy net vergewe, gaan jy aan. En dan is my vraag, Here, hoekom werk die Gees nie in ons nie? En die Here my duidelik geantwoord, hy het vir my gesê, my seun, weet jy dan nie, dat ek heilig is nie? Die woord sê, jy moet ook heilig wees. Maar ek kan nie my gees met jou deel nie. Daar's dinge wat tussen my en jou staan. As dinge wat tussen my en jou staan. Ek kan nie my gees stuur nie. Ek kan nie my gees met enigiemand deel nie. Die mense honger na my gees, maar kan hom nie, want hy is heilig. Dis 'n heilige gees, dis 'n lewendige heilige gees van die lewendige Vader, dis die gees van God. Hy kan nie kom nie. Want die tempel is besmet. Nou dat ons praat van besmet. Ek het dit neergeskryf. Ja, waar het ek dit neergeskryf? Lord God. O, Here. Okay. Ek het die woorde van die Here nou neergeskryf. Was op een van die bladsye in die Bybel. Terwyl die Here vir my. En die Here het vir my gewys. In 'n split second sê vir my kind, ek sê jou wys hoe lyk 'n Christen se hart. En hy vat my. En hy wys vir my duisternis. Hy wys vir my stukke papier, rubbish, wat in die harte lê, wat opgehoop is van jare, waar die hulle dink hulle is op pad hemel toe, maar die toekoms is duisternis. En ek sê, Here, maar dit kan nie wees nie. Hulle dien nie. Ons roep uit daar, ons het loopsaam, ons prys en worship, ek en Louisa sit hier, ons worship saam, ons moedig mense aan, ons bid vir mense, mense kom na ons toe. Ek sê, Here, maar hoe? En die Here sê vir my, sy woord sê duidelik, min van die pad na die ewigheid. En dis 'n woord wat uit God se mond uitgegaan het, Louisa het vanoggend genoem, wat jy kan leeg terugkeer. Jesaja 55, vers 11. Hy sê, waarvoor hy sy woord stuur, sal volbring word. Louisa het vanoggend genoem. Maar dan kom die kinders van die Here en Louisa sit, party daar is hy so besig met oproepe, kinders van die Here. Wat kom met allerlei nonsens? Ek kan nie my kind vergewe nie, ek kan nie, my kind het dit gedoen, my kind het dit, my mense het dit gedoen, my mense het dat gedoen. Vergewe hulle, skryf die hulle sondes af, man. So maklik soos dit. Want hoe makliker jy dit maak, hoe makliker gaan jy in die hemel. En hoe moeiliker jy dit maak, hoe moeiliker maak jy dat hy deur oopgaan. Maar die Here gaan nog verder. Die Here het my nog skrif gegee. Die Here het baie hard gepraat en
Ek vir julle sê, my broers, my susters, die Here het baie, Galasiërs 3 was jy aan een gewees. Galasiërs 3 vers 3. En waar die woord van die Here, en Paulus en hierdie is Paulus se woorde. Ek het dit laasweek genoem, ek het hom maar net ingebring omdat ek hom laasweek genoem het, ek wil hom graag weer noem, waar Jesus gesê het, ons is is julle dan sonder verstand. Paulus sê hier vir ons, is julle so onverstandig, nadat julle in die gees begin het, eindig julle met die vlees, eindig julle, soos die wêreld te kere gaan, klomp barbaar. Paulus praat dit, is julle so verstandig, Jesus self. My vraag aan die kinders van die Here is, hoe gaan jy in die koninkryk van God? As jy dan nie wil vryspreek, as jy dan nie wil vergewe, as jy dan aanhou, as jy dan mense sien wat jou seer gemaak, en jou naels groei, en jy wil hulle harte skuur, en jy wil hulle seer maak, en ek weet nie wat wil jy als, maar jy wil jou fortune ook nog met hulle deel ook. Hoe wil jy hê, God moet jou help? Ek het nou vir jou gesê, elke keer wat die Here, wat jy vra, Here help my, maak die Here die plan, laat hy jou kan seën en hulle kan seën en laat dit goed gaan. Maar omdat dit nie vinnig genoeg is, nie spring jy in en gryp jy die plan. En jy mess dit op. Jy verhinder daai plan. Jy vra by die Here wil, maar as die Here dan wil help, en dan interfereer jy. En dan gryp jy die plan, jy mess dit op. Want jy wil nog laaste hulle fortune vertel. Jy wil nog vertel hoe voel jy. Mense, ons het 'n lewendige God. Die woord wat die Here vir my nog gegee het. Reg hier. Romeine. Eers nodig gehad om op papier te kyk. En die Here wy, dit is my 0 vir my. Romeine 8. Die Here wys ek moet dit vir julle noem. 8 vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wow, is dit nie? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Want ons almal loop rond, ja, die Here gaan ons beskerm, want die Here is vir ons. Maar hoe kan die Here vir jou wees, as jy nie wil vergewe nie? Vraag is dan, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hoe kan jy op daai woord staan, as jou hart verbitterd is? Hoe kan jou hart verbitterd wees? Jy wil op daai woord van God staan. Ek vra jou. Want ons almal spreek 'n tyd. Ons almal spreek 'n tyd. Ons kan dit nie doen nie. Kyk gou na vers 27, terwyl ons daar is. In Romeine 8. En hy wat die harte deursoek, luister nou hierna. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Omdat hy ooreenkomstig die wil van God by die heiliges intree. Wow. Die Here ondersoek ons harte. Die Here weet wat gaan in. Die Here weet wat broei in jou. Die Here weet, jy gaan dit nie maak hemel toe. Die Here weet. Want dit is sy lewendige woord, want hy is lewendig. En hy waarsku jou. Hy waarsku jou. Hy ken die bedoelings van die gedagtes. Dis wat die woord sê. Hy ken die bedoelings van jou hart. Hy weet of jy regtig vergewe het. Want jy verhinder die Gees. Jy aan God se lewende Gees buitekant. Halleluja. Kyk gou na Psalm
29. Oh, dit was 'n amazing stukkie. Psalm 29, daar is hy. Kom ons lees, kom ons kyk hoe ver kan ek kom. Kom ons begin sommer met vers 2. Ek weet hy was 5 en 6 gewees, maar die hele stuk is eintlik amazing. Gee aan God, gee aan die Here die eer. Gee aan die Here die eer van sy naam. Aanbid die Here in 'n heilige sieraad. As jy nie wil vergewe nie, hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy bid tot God? Die stem van die Here is op die waters. Die God van eer donder. Die Here is op die groot waters. Sy gees wandel. Gaan lees Genesis 1. Die stem van die Here is met krag. Ek het dit vanoggend beleef. Ek beleef dit nou hier waar ek staan en ek praat met jou om vir jou hierdie lewendige woord te gee. Maar hierdie woord is ook die stem van die Here is met krag. Die stem van die Here is met heerlikheid. Die stem van die Here breek seders. Ja, die Here breek die seders van Libanon. En hy laat hulle opspring soos 'n kalf. Die Libanon en die Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van die Here slaan daar vuurvlamme uit. Dit is my God. Dis die lewendige God. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyne van Kades bewe. Van Kades bewe. Die stem van die Here laat die takbalke lam. En maak die bosse kaal. Maar in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Die Here het gesit oor die watervloed. Ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. Halleluja, blessed is God. Die Here sal sy volk sterkte gee en die Here sal sy volk seën met vrede. Wanneer gaan jy die seëninge van die Here kry en die sterkte van die Here kry? Kan ek vir jou sê? Wanneer jy vergewe, vryspreek. Al skryf jy hulle skuld aan. Ja, skryf dit aan. Die Here sal vir jou 100-mal meer gee. Ek het dit al hoeveel keer gesing in my lewe. Ek worry nie eens meer oor sulke dinge. Want die stem van die Here, daar slaan vuurvlamme uit. Ek is eerder bang. Ek hou daaraan vas. Ek gaan dit nie maak. Dit is beter vir my om hulle vry te spreek. Ander dag het ek ook vir Louisa gesê, ek gaan nie hierdie persoon in 'n probleem sit. Hy moet weet ek spreek hom vry. Want ek weet waar sy hart is. Het was nie dat hy my iets aangedoen het of iets nie. Het was maar net iets gewees. Maar ek moet dit maar net noem. Weet jy hoekom? Want die manier waarop ek hom vryspreek, verwag ek God met my vryspreek. Vryspreek oor klein simpel goedjies wat ek partykeer aanvang. Partykeer hier afjag en daar. Maar Psalm 29 sê vir jou uitdruklik hoe ons moet luister na die stem van die Here. Johannes 17 vers 3 het Jesus gebid. En hy smeek die Vader, die lewendige Jesus, die Jesus wat uit die dood uit bid tot die Vader. En hy sê Vader, en hierso eintlik die hele stuk, maar ek gaan net vers 3 gebruik. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken,
Dit was Jesus se hartsbegeerte, laat ons die Vader moet ken. Maar wat doen ons? Ons hou vas. Ons gaan aan met argumente. Ons gaan aan, want ons wil die laaste sê. It must be my way, and not God's way. Jesus bid, hy sê, dat hulle kan weet, en hulle U kan ken. U kan ken. Moses sê vir ons, daar is in Deuteronomium, die Here is in ons midde om ons te red. Hy vers gaan nog verder. Ek wil hom nog verder klaar lees vir jou. Nog nie klaar in lees. Ek het net vasgesteek daar waar die Here jou gaan oorhandig aan die vyand. En hy gaan verder en hy sê, daarom moet jou laar heilig wees, sodat daar niks, luister wat sê die woord, sodat daar niks skandeliks by jou mag sien en hom van jou afwend, sodat daar niks verkeerd sal wees in jou hart nie, dat daar niks verkeerd sal wees binne, dat daar niks verkeerd sal wees, dat die Here van jou sal pad gee. So, wanneer gaan die Here van jou pad gee? In die oordeelsdag. As jy hel toe gaan, die Here gaan nie saam met jou. Omdat jy nie wil vergewe, en jy wil slim wees, jy weer beter, jy ken. Gaan jy alleen maar daar moet op eindig. Gaan jy alleen maar daar moet, omdat hulle dit gedoen het, hulle dat gedoen het, hulle dit gedoen het. Jy wil net grou, maar jy wil nie kyk wat het jy gedoen. En die Here het jou vrygespreek. Hierso in Johannes 17 vers 3 sê die Here, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Hy begin eers U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Maar ons bewerp Jesus. Ja, ons sit woord op Facebook dat mense kan sien, maar ons bewerp Jesus. Want Jesus self het vir ons gesê, as julle dan sonder verstaan, dat julle God terg. Is julle dan sonder verstaan? Paulus het dit gesê. Is ons dan so onverstandig dat ons God terg? Dat ons God nie wil dien? God stuur sy seun. Sy seun word gekruisig. Ons slaan die spykers nog verder. Hoeveel maal slaat ons die spykers? Elke keer wat jy die tantrum gooi, slaat jy die spykers al hoe dieper. Elke keer wat dit in jou wy gaan, jy slaat jy die spykers. Elke keer wat jy opgeblaas is soos 'n brulparra, wat jy sy sin kry, slaat jy die spykers. Maar Jesus self het gebid, het gesê, Vader, laat hulle U ken, wat die waaragtige God is. Maar hy het ook gesê, Jesus Christus. So ons moet Jesus Christus opken. Kinders van die Here, wat is 'n Christen? As ons dan nie kan vergewe nie. Wat is jou Christenskap dan? As jy jouself blaf, dat jy nie hel gaan opeindig. Dat jou toekoms in die hel gaan wees, en nie by Jesus gaan wees. Ons sing die lied, waardig is hy. Uit elke stam, nasie, volk en taal gaan hy die boek oopmaak. Maar jy gaan dit nie maak nie. Ek maak jou nie bang. Jesus het gesterf. Jy wil nie vergewe nie. Jy hou dit teen die mense. Hoe moet God jou vergewe? Hoe moet God jou vergewe? My broer, my suster, die Here het vanoggend baie hard gepraat toe hy dit met deel. Ek was in trane gewees vir 'n oomblik. Sy gees was so beroerend gewees.
Sy gees kan nie wag om met jou een te wees nie. Maar jy het nie 'n verwagting nie. Want jy hou nog vir Jesus hierdie kant. Jy hou nog vir Jesus hierdie kant. Ja, Here, ons dien die Vader. Ons dien die Vader. Ons bid. Maar jy wil nie vergewe nie. Hoe gaan God jou vergewe? Hoe gaan God jou vergewe? As jy nie na sy stem wil luister. Jy wil na sy stem luister. Daar is ook 'n vers wat die Here my gegee het in Deuteronomium. Nou wys die Here vir ek moet terug gaan na Deuteronomium toe. Kyk gou by daar as op my oor. Prys die naam van die Here. Moses sê, hoofstuk 29 vers 9, onderhou dan die woord van hierdie verbond, volbring dit, sodat julle voorspoedig kan uitvoer alles wat julle doen, sodat julle kan voorspoedig wees in alles wat julle doen. Maar ons wil nie voorspoedig wees nie, ons wil nie geseënd wees nie. Ons wil op die hoop sit, en almal moet ons jammer kry, want dit is meer myself, en as ek nie my sin kry nie, I gonna throw a tantrum. Baby, then I gonna rock. Want dan lyk ons te chive. Want almal moet kan sien, jy gaan chive. Jy gaan nou opgeblaas wees. Dit hoort nie by 'n kind van God nie. Deuteronomium 30. Halleluja, prys die naam van die Here. Vers 19 en 20. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle. Elkeen wat luister na hierdie boodskap. Teen julle. Die lewe en die dood. Die lewe en die dood. Die seën en die vloek. Het ek jou voorgehou. Kies dan lewe, dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag. Kies vandag om reg te maak met God. Kies vandag om onder die mag van die duiwel uit te kom, oor na God. Kies vandag lewe, want die lewendige Jesus het opgestaan. En hy het dit gedoen vir jou. Kies Jesus Christus. Kies. Maar jou kies sluit in vergifnis. Nie net vir jou nie. Hulle wat jou seer gemaak het, hulle wat jou ingedoen het, hulle wat jou te nakom, hulle wat dinge verkeerd doen teenoor jou, hulle wat vir jou lieg, bedrieg. Ja, jy moet vergewe. Jou skuld is afgeskryf. Jou skuld word afgeskryf. As jy vergewe. Halleluja, prys die naam van die Here. Blessed is the name of the Lord. Halleluja, 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 halleluja. Prys die Here. Kom ons gaan na 1 Kronieke. Wat Here, 1 Kronieke. Eerste nie Kronieke. Ja. Kronieke, ekskuus. Ja, is in die Ou Testament. Net al konings. 1 Kronieke 19. Halleluja.
19 vers 13. Wees sterk en laat ons saam moedig wees vir die volk. Kom, wees sterk, laat ons saam mekaar vergewe, vryspreek, mekaar se hande kan vat. Wees vir die volk, vir die stede van ons God. Mag die Here dan doen wat goed is in sy oë. Kom my broers en susters, mag die Here dan doen wat goed is in sy oë, wanneer ek en jy vryspreek vir die stede van die volk. Dit beteken die mense wat in hierdie land woon, mense, broers, susters, families, ooms, tannies, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Kom, dat ons vergewe. Sodat die Here kan goed doen in sy oë, nie in jou oë nie. Want sy standaard is hoër as jou standaard. Jy spreek nou vry, nou wat jy dit terug. God, ons het nou gelees, hy ken die gedagtes van die hart, hy ondersoek. Hy weet of dit werklik is. Hy weet, want hy is die lewendige God. Hy weet of sy lewendige Jesus Christus, as sy lewe geopgeoffer, sy bloed uitgestort het. Weet hy, kan jou was. Maar hy kan dit nie doen, as jy dit blok, om mense nie vry te spreek, mense nie te vergewe. En dan, kan die Heilige Gees, die Gees van God, die lewendige Gees, van die lewendige God, nie werk. Kom aan mense, die Here al skrifte hier uit, as ek hier staan, waar die Here by die een skrif na die ander skrif uit in die woord van die Here, soos 'n tweesnydende swaard, ek kan voel hoe sny dit deur die mense harte. Ek kan voel hoe sny dit in jou. Kyk, gaan na Hebreërs, is daar agter in die Bybel, Hebreërs 10. Ek kan dit sê om te stel. Hebreërs 10, vers 31. Die woord sê, vreeslik is dit om te val in 'n hand van 'n lewendige God. En as Jesus nou kom, ons het nog nie reg gemaak. Die woord sê, vreeslik is dit om te val in 'n hand van 'n lewendige God. Vreeslik is dit om te val in 'n hand van 'n lewendige God. Hoe kan ons die lewendige God, die woord van 'n lewendige God, uitdaag? Hoe kan ons hierdie woord van God uitdaag? Wat ons so lief het. Hoe kan ons nie wil luister na die stem van die Here? As die Here moet kom, die woord sê vreeslik is dit om te val in 'n hand van 'n lewendige God. Ek vra jou, my broer, my suster, hoe kan dit wees dat Jesus wat bereid is om jou te vergewe, en jou hart is nog steeds so hard en jy wil nie vergewe? Hoe kan jy dit doen? Hoe gaan jy in die hemel kan inkom? Eerstens, hoe gaan jy saam met hom kan gaan? Hoe kies jy die hel? As daar lig is, as die duisternis kan weggaan en daar kan lig opgaan, hoe kan jy die duiwel wil aanbid en lief hê, as Jesus vir jou gesterf het? Hoe kan jy God se woord opspoeg, nadat hy alles vir jou gedoen het? Hoekom moet die Here weer bewerk word? Hoekom? Kom aan my broers en susters, Jesus het vir jou
sterf. Hy het uit die dood uit opgestaan. He's a living Christ. He's a living Christ. Hy is die lewendige Jesus. Hy is die Son of God. Hy is die Lamb of God. Kom aan, maak hy besluit vanoggend. Moses het gesê, kies. Hy het gesê, ek hou jou vandag die lewe en die dood voor. Die lewe is saam met Jesus Christus. Die dood is saam met die hel. Luister, God is in ons midde. Die lewendige, die waaragtige God is in ons midde. Maak vandag jou besluit. Die Gees wil in. Dis 'n gees van 'n lewendige God wat in jou hart wil inkom. Maar die deur is toe. Want jy nog te veel excuses. Hulle skuld my nog. So baie. So what? Jy kan dit buite dit nie saamvat hemel toe nie. Let it go. Skryf dit af, man. Is meer belangriker dat jou siel in die hemel kom as wat jy uit die hemel uit gehou word. En dit oor 'n R5. OK, R20. OK man, R1000. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. So what? Skryf dit af, vergewe mekaar. Jou skuld was groter as dit, voordat Jesus dit afgeskryf het. Kom aan. Die lewendige Jesus Christus is vandag hier, om jou vry te maak. Hy sal gereed, man. As hy gaan kom, het jy 'n probleem. Kinders van die Here, kom laat ons vergewe. Ek kan voel, daar's nog mense wat nog struggle, wat nog spartel en stoei. Hoekom stoei jy nog steeds, nadat jy die woord gehoor het? Hoekom stoei jy nog steeds? Hoekom wil jy nog steeds aan 'n fortune vertel? Hoekom wag jy nog steeds vir hulle om hier in jou midde te wees? Kom aan. Geef aan. Spreek hulle vry. Kom. Die Gees van die Here wys my. Onthou, as jy nie die lewe kies nie en kies die dood, kan ek jou nou al sê, siektes en daai goed kom saam met dit. Baie van ons mense sukkel om gesond te word. As gevolg daarvan. As gevolg van siektes wat hulle hou. Vashou. Die Here gaan jou nie losmaak van die siektes nie, want jy hou nog daai mense. Jy wil nie vergewe nie. Jy wil nie vryspreek nie. Elke maand is dit iemand niets wat bykom. Dit lyk op jou soos 'n rubbish stamp binne in jou hart. Kom aan. Jy moet onder die mag van die duiwel uitkom. Jy moet oorkom na die lig toe. Jy moet na God toe kom. Want God is die redder. Hy is die lewendige God. Jy moet oorkom. Maak jou keuse, man. Ek kan nie langer pleit en jy wil nie luister nie. Vir hulle wat geluister het, sê ek dankbaar. Ek gaan nou bid. Almal wat gesê het, ja. Onthou net een ding, as jy sê ja, en jy bedoel dit om 'n Christen te wees. Christen is nie om met die Bybel te rond te loop en te sê ek is nou 'n Christen en ek sit woord op Facebook. Dis nie 'n Christen nie. Dis iemand wat in die slaap is. Christen is dit, wanneer iemand na jou kyk, moet hulle Jesus Christus in jou sien. Dis 'n Christen.
Wanneer ons kyk na ons broers en susters, dan sien ons Christus in hom. 'n Christen is iemand wat aan een bemoedig, nie afbreek, wat aan een versterk, wat aan een vertel van Jesus, wat in die teenwoordigheid van God wil wees, wat daar saam met die gelowiges wil wees. Dis 'n Christen. Praat nie van mense wat slaap nie. Bybels beskou hulle as luiaards. Hy beskryf hulle, hy sê, kyk na die muur, jou luiaard. Daar is slapende siele wat hel toe gaan. Hy praat met die kinders van die Here, die opregte kinders, laat ons vergewe. Kom. En mense wat bygekom het, wat nog nie Christene is nie. Kom, jy moet Jesus sien. En as jy vandag die keuse maak en sê, yes, I will go for the Lord, moet jy weet, jy moet Jesus in jou dra. En dit is nie 'n dooie Jesus nie, it's a living Jesus Christ. He's a King of glory. He's a King of kings. And He's a Lord of lords. Dan moet jy weet, jy gaan saam met hom loop. Jy gaan triomfeer saam met hom, want hy's 'n triomferende Jesus Christus. Ons sing dit, triomferend oor die dood. Kom aan. Here Vader, U die almagtige lewendige God. Here, ek het die mense vandag gewaarsku. Here, U woord, U lewendige Jesus Christus is my getuie. U lewendige Heilige Gees is my getuie. Dat ek mense vandag, ek het selfs gepleit dat hulle moet vergewe, sodat hulle by die koninkryk van God kan gaan. Here, ek vra U vir hulp. Ek vra dat die Gees van U oor daardie mense sal wees, Here. Oor hulle harte, dat hulle op die ouend sal terugdraai na U toe en sal vergewe. Here, en hulle wat vandag hulle harte oopgemaak het vir die eerste keer vir Jesus Christus. Hulle wat sê, ek wil hê Jesus moet in my skyn, moet in my lewe wees. Jesus, die lewendige Jesus Christus wil ek hê. Here Vader, U wat die lewendige God is. Here, gee vir hulle die lewendige Jesus Christus. Here, dit is tyd, laat ons weer Christene in hierdie land word. Werklike kinders van God word. Sodat wanneer die mense kyk na ons, moet hulle Jesus Christus in ons sien. Moet hulle Jesus Christus in ons as mens, moet hulle die Heilige Gees, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, moet so ervaar word. Here Vader, daarom bid ek vir dat die Gees sal vaardig raak oor elkeen wat gesê het, Here vergewe my. Dat die Gees nou oor elkeen wat ingeskakel is, sal kom, Here. Dat die Gees nou elkeen sal aanraak in Jesus naam, in die naam van the Son of God, Jesus Christ, the living Christ, die wat uit die dood uit opgestaan het, dat die Heilige Gees nou sal oorneem in hulle lewe. Here, ek bid dat daar sal van die duisternis na die lig sal kom, van onder die mag van die duiwel wat vernietig is nou, oor na God, soos wat U my beveel het in Handelinge 26 vers 18, sodat hulle die ewige lewe kan beerwe, dat hulle 'n erfdeel kan kry, dat U hulle beloof, voorgehou. Here, ek bid dit nou in Jesus naam. In Jesus naam bid ek dit nou. O Here, ek kan voel die Gees werk hier oor internet. Ek voel die Gees werk hier so op elke stoel. Ek voel die Gees wat werk
die Gees, Here, ek kan voel, mense is besig om in trane te stort, ek kan voel, Here, waar die Gees die harte van die mense aanraak, ek kan voel, Here, waar U nou besig is, Here, dat mense op hulle knieë val, Here, voor die aangesig van die lewendige Jesus Christus. O, Here, ek voel nou, Here, dat die waaragtige God eerste plek kry in hierdie mense se lewens, in Jesus naam, in die naam van Jesus, o Here, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, Jesus Christus, die Nazarene, ja, Here, in Jesus naam. Glory, glory, hallelujah. Ons sê amen. Prys die Here. My broer, my suster, ek sal graag van jou wil hoor, wat het nou gebeur. Ek sal graag van jou wil hoor, hoe die Here jou vrygemaak het. Ek sal graag wil hoor, hoe die Here jou getouch het. Ek sal graag van jou wil hoor, in Jesus naam. Halleluja. Jesus is lewendig. Jesus is lewendig. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Kom ons prys net die Here. Amen en amen en amen. Prys die Here vandag. Kom ons vra net aan om ons af te sluit. Baie dankie vir die voorraad wat ons gehad in hierdie oggend in die huis van die Here te kon wees. Die woord sê, dit was vir my 'n goeie dag. En ons kan verbaas sê, vandag was 'n goeie dag, sodat ons lewe in oorskyn kon neem en kon besef het hoe die vyand elkeen van ons boetjie, hoe die vyand se werke daagliks ons wil laat val en laat agterbly, want as die koms van die Here kom en ons dit nie uitgesorteer het nie, sal ons verseker nie saamgaan nie. En die woord van die Here sê, as jy nie met die eerste koms saamgaan nie, sal jy dit nouliks maak. Daar sal nie weer geleentheid wees nie. Met die eerste koms sal die Heilige Gees ook saam vertrek. Daar sal niemand wees om jou te leer en te lei in alle waarheid nie. So as jy nou in eer 21.000 keer oor en oor sê, dis jammer, vergewe my, as 1 keer te my. Here bewaar elkeen van hulle het vandag nie besluit geneem het. Elkeen vandag het gesê, dis oor, ek kom nie meer hierdie lewe lewe nie. Elkeen Here wat gesê, over to you, Lord, not my decisions, not my work, but God's work. Here, hou ons deur hierdie week, waar ons Sondag is en ons rustdag het, dat ons sal kalmte hê en dat ons die vrede van die Here sal ervaar en dat ons nader aan U sal beweeg dag vir dag. Dankie vir die woord, Here, dankie vir die getrouheid, dankie dat dit U is wat met ons deel. Ek loof U nou daarvoor. Seën elkeen wat ingeskakel was, seën elkeen wat nog nader die woord sal luister. Here, dat die woord nie net hier sal stilstaan by vandag nie, maar dat elkeen wat agterna ook ingeskakel sal wees. Die ervaring van die Gees sal vind en dat elkeen sy saak sal regmaak in Jesus naam. Dankie daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. En julle moet onthou, ons het elke Dinsdag aand bid ons vir die siek mense om 7:00. Hierdie week gaan ek nou net deur die dag dit moet doen, want ek het hierdie Dinsdag aand 'n meeting. Woensdag aand is ek terug om 7:00, wanneer ons die kinders van die Here bemoedig, net met 'n paar lofsange, aanbiddend songs, en dan praise and worship ons net 'n bietjie saam met julle. Donderdag aand is dit my getuienis, waar besig is met my getuienis, so jy moet dit hoor. Dan Vrydag aand is dit ons loof en prys. Ja, ons doen dit weer soos laasweek en die week voor dit en die week voor dit.
En dit is so lekker om te sien, as ek kyk na die getalle en die mense wat Vrydag aan inskakel, kan ek sien. Mense is honger vir die Here, want elke Vrydag aand, dubbel dit. En ek kan vir julle sê, mense, dit is, vir ons is dit lekker, ons praise and worship is awesome. Want die Here sê vir ons, doen dit. Ons werk nie volgens 'n program nie, ons werk soos die Here dit wil hê, want hy is die een wat die program gemaak het, want hy is die lewende God. Hy weet wat jy nodig het. So daarom nooi ek jou uit om saam te kom, man. Kom saam, man. Wat staan dit en kom saam. En ja, julle moet 'n geseënde, mooi, wonderlike dag hê en weet, die Here is baie lief vir jou. Die woord van die Here sê, die Here sal jou seën en die Here sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En ons almal kan sê, amen, prys die Here. Dan kan ons net sê, dan kan ek net sê, shalom van my kant af. Vrede en liefde vir julle. Wees geseën, wees gegroet tot dan, tot ons weer gesels. Wonderlike mooi dag vir julle.